Ons lees 2 Korintiërs 13 vers 13. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Dit is 'n goeie gewoonte deur predikante om hierdie seën uit te spreek aan die einde van 'n gemeentebyeenkoms. Of dit nou die oggend in die kerk is en of dit nou selfs by 'n begrafnis, by 'n huweliksbevestiging, waar ook al, word hierdie seënbede uitgespreek. En dit is baie duidelik dat hierdie vers wat deur Paulus neergeskryf is in 2 Korintiërs 13 vers 13, die taak van die drie eenheid en die verskillende persone in die drie eenheid baie mooi onderstreep. Hy praat van die genade van die Here Jesus Christus. Die guns, met ander woorde in die Grieks, dat hy eintlik ons die beste wil gee. Dit wat die mens nie vir homself kan bewerkstellig nie met roem en geld en wat ook al nie. Dit gee Jesus Christus vir ons, deur sy genade, sy guns, wat hy aan ons betoon. En die liefde van God, wat dit moontlik maak. Al hierdie dinge, wat ons kry, deur Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees, word omvat in die liefde van God vir die mens. Dit is ons voorreg om op hierdie manier deur God bedien te word op die gesindheid van die drie eenheid wat na ons toe kom. En dan sluit hy hierdie seënbede af met die gemeenskap van die Heilige Gees. Dit bevestig die alomteenwoordigheid van die Heilige Gees. Onsigbaar, ja, maar wesenlik is hy teenwoordig. Die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Dit is ons voorreg om op hierdie manier deur God begunstig te wees. Dit is so 'n pragtige seënbede hierdie. En ek wil graag vir vandag se gesprek afsluit deur dit weer te lees. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. En loop mooi.